Hebreërs 8. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit: ons het so 'n hoofpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Want elke hoofpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer, hulle wat in afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê: kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daar die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Want hy berisp hulle en sê: kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie, en ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En dan sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As hy sê nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud word en verouder is naby die verdwyning. Hebreërs 9. So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word, en agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond, en daarbo op die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoofpriester alleen, eenmal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig nie die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus wat opgetree het as die hoofpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinig besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.
Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en die bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak in teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer soos die hoofpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid.